Môre julle kuier vanoggend saam met my Lisel van Sail en vir die volgende 2 ure gaan ons 'n bietjie gesels oor iets om vooruit te sien in hierdie laaste maand van die jaar. Ons luister nou na Tussen Koffie en Genade. Ons het aan die einde van ons jaar gekom en dit is veronderstel om seker een van die vreugdevolste tye te wees van die jaar. Dis tyd om terug te kyk na die jaar en dankbaar te wees vir al die mooi wat die Here vir ons gegee het. Dis ook 'n tyd om dankie te sê vir almal wat in ons lewe is en saam as gesin tyd te spandeer en die mooi herinneringe saam te bou. Maar nie almal voel dalk so nie en dalk was dit vir jou 'n moeilike jaar. Maar niks kan jou keer om bietjie anders te kyk, al is dit vir jou moeilik in hierdie seisoen. Ons gaan die maand 'n bietjie praat oor sekere beginsels en ons gaan bietjie praat oor wat is ware geluk. Soms is ons so ongelukkig, juis omdat ons nie geleer het om ware geluk op die regte plek te gaan soek nie. So wanneer jy ware geluk in jou lewe het, is jy gelukkig. Maak nie saak waar jy is en wat om jou gebeur nie. So kuier 'n bietjie saam en kom leer, wat is ware geluk? En hoe kan ek my uitkyk en die insig hoe ek oor die lewe om my kyk kan verander om by ware geluk uit te kom? Ons gaan so vinnige breek vat. Gaan kry vir jou koppie koffie. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle luister na Tussen Koffie en Genade. En vanoggend praat ons 'n bietjie oor ware geluk. So ons gaan bietjie praat oor verskeie beginsels en hoe kan mens by ware geluk uitkom? So die eerste aspek wat ons nou gaan kyk is, ware geluk gaan jy nie noodwendig uit jouself uitkry nie. So die eerste beginsel wat ons nou moet kyk is gehoorsaamheid. So ware geluk is eintlik 'n gawe wat God vir ons gee. En jy kan dit alleenlik aktiveer wanneer jy in sy beginsels wandel. Jy kan dit nie uit jouself uitkry nie. Jy kan dit nie uit besittings kry nie, van mense of van posisies nie. En hoeveel keer het ons nie al die verhaal gehoor van hierdie een of ander celebrity wat ongelooflik beroemd is en almal worship hom of haar en hulle duisende fans en karre en huise en as jy weer kyk, dan is hulle diep ongelukkig en daar's een of ander alcohol abuse of dwelmmisbruik wat aangaan en is eintlik so hartseer, want niks onder hierdie son kan vir jou blywende ware geluk gee, tot jy die gawe van geluk ontdek het, wat die Here alleen vir 'n mens kan gee. So 'n ware geluk word geaktiveer, wanneer jy 'n leefstyl lewe, in lyn met God se woord, en in sy waarheid. Kom ons lees 'n bietjie in Johannes 15, van vers 10 en dan gaan vers 11 ook lees, en dan gaan dit vir ons in die Amplify lees. If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and obeyed in his love. I have spoken these things to you, so that my joy might remain in you, and your joy might be full. So waarvan praat Jesus hier? Wat hy vir ons hier wil sê is, en dit is die eerste beginsel wat ons nou gaan kyk is, hy wil vir die disippels leer, bly in my woord, bly in my waarheid, bly naby aan my. As mens net gaan kyk ook net van die begin af, het die Here wat gevra van ons? Wat het hy gevra? Hy het gehoorsaamheid gevra. En as mens nou verder teruggaan en ons gaan lees 'n bietjie in Deuteronomium 28, hoor 'n bietjie wat se beloftes het die Here hier al vir die Israeliete gegee. En ons gaan 'n hele stukkie lees. Ek is nou by Deuteronomium 28. Nou gaan van vers 1 vir ons 'n stukkie lees en bietjie hoor van wat dit is wat die Here vir ons beloof en instoor het. And it will be,
if you shall listen carefully to the voice of Jehovah, your God, to observe and to do all his commandments, which I command you today, Jehovah your God will set you on high above all the nations of the earth. And all these blessings shall come on you and overtake you. If you will listen to the voice of Jehovah your God, you shall be blessed in the city, and you will be blessed in the field. The fruit of your body shall be blessed, and the fruit of your ground, the fruit of your cattle, the increase of your cows, and the flocks of your sheep. Your basket and your store will be blessed. You shall be blessed when you come in, and you will be blessed when you go out. Nou, almal van ons wil die blessing hê. En almal van ons is daar van ons wil geluk hê en ons wil ware vreugde hê in ons lewe, nê? Maar hoeveel is bereid om in gehoorsaamheid te wandel? Die Here het dit baie duidelik gestel vir die Israeliete en hy het vir hulle gesê, doen al hierdie goed en julle gaan geseënd wees. Doen dit nie en die volgende gaan met julle gebeur. En dit staan nou vanaf vers 15, so gaan bietjie aanbeweeg en ek gaan van 15 af gou vir ons lees. And it shall be, if you will not listen to the voice of Jehovah your God, to observe and to do all his commandments and his statutes, which I command you today, all these curses shall come on you and overtake you. You shall be cursed in the city and cursed in the field. Your basket and your store shall be cursed. The fruit of your body shall be cursed, and the fruit of your land, the increase of your cows and the flocks of your sheep. You shall be cursed when you come in, out, and cursed when you go in. En julle dit hou net aan en aan. Nou baie mense kan sê, ja, Jesus het juis vir ons gekom, dat hy die vloek kan word. Maar ons gaan ook later 'n bietjie lees van, tot daar is daar 'n beginsel by. Ja, Jesus het wel die vloek vir ons geword. Maar dit verander nie die feit dat ons nie meer in gehoorsaamheid moet wandel met die Here nie. Want tot vandag toe staan hierdie beginsel. As jy gehoorsaam is, sal jy geseënd wees. As jy in ongehoorsaam wandel, dan maak jy oop om vervloek te word. So die eerste beginsel is baie, baie duidelik. Ons moet in totale gehoorsaamheid wandel met God se woord en sy beginsels wat hy van jou verwag. Ons gaan gou 'n bietjie 'n breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor die volgende beginsel wat hand aan hand gaan met hierdie eerste beginsel. Ek is nou weer terug. Julle, ons kuier nou so lekker saam en ons praat 'n bietjie oor sekere beginsels om by ware geluk uit te kom. So ons het nou gepraat oor die eerste beginsel wat gaan oor gehoorsaamheid. Maar ook as ons het nou net gelees in Johannes 15 vers 10, die ander beginsel wat daar uitkom, is wandel in ware liefde. So ons almal ken 1 Korintiërs 13. Maar hoeveel van ons pas dit prakties toe in ons lewe? Jesus het self ook baie gepraat oor die eindtyd en ek wil juis nou vir ons 'n bietjie lees in Matteus 24 vers 10 waar hy sê, and then many will be offended and will betray one another and will hate one another. So wat Jesus wil sê is, baie gaan in baie offense rondloop. Mense is baie entitled kan ek sê, en omdat hulle selfsugtige begeertes het, en ook, ons gaan nou 'n bietjie verder lees oor daai aspek, maar omdat die mense dink wat nie noodwendig in lyn is met God se woord nie, gaan hulle verseker offense vat as jy vir hulle die waarheid gee, of as jy vir hulle gesonde grense leer, of sê, dit is aanvaarbaar, dit is nie, want mense wil net vry wees en dink hulle kan doen net wat hulle wil, en hulle gaan nie noodwendig daarvan hou om sekere reëls te volg nie. En dit is wat so hartseer is, want wat nie die mense nie verstaan nie is, wanneer mens so met offense mense hardloop en liefdeloos en harteloos is,
dan is jy eintlik besig om letterlik geluk en mooi en goddelikheid toe te sluit in jou lewe en jy gaan nooit by ware geluk kan uitkom nie. Nou net 'n bietjie verder aan in Matteus 24, vers 12 sê dit vir ons, and because iniquity shall abound, the love of many will become cold. En dis hartseer om te sê, maar in vandag se lewe is daar soveel selfsug en liefdeloosheid en dit het eintlik so deel geword van mense kultuur. Elkeen is net uit om sy eie roem te soek of om sy eie eer, sy eie gemak. En dit is nie wat die Here ons geroep het om te lewe en te wees as kinders van God nie. En ek wil dit nou juis 'n bietjie verder vat en net bietjie lees van hoe Paulus vir ons dit beskryf, hoe dit gaan wees in die eindtye. En die is vir my rarig so close to home, dis eintlik bietjie skokkend as jy hierdie gaan lees en elke keer wat lees en dog ek, dit is so tot toepassing van vandag se lewe. En ek wil vir ons lees in 2 Timoteus 3 van vers 1 af tot so vers 5. Now this also, that in the last, so weet dit, that in the last days, grievous times will be at hand. So ons gaan juis moeiliker tye deurgaan in die laaste tye, en dit is hoekom dit so belangrik is om goddelike karakter te bou, om 'n sterk karakter te bou, om deur die moeilike tye te kan werk en te kan staan vir dit wat reg is. For men will be self-lovers, money-lovers, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, unyielding, false accusers, without self-control, savage, despisers of good, traitors, reckless, puffed up, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness, but denies the power of it, even turn away from these. En julle, dit is so hartseer, maar baie van hierdie is so kenmerkend in ons kultuur vandag. Ek meen, dit is die upside down. Wat goed is evil, en wat evil is goed. En mense is letterlik besig om te sê, dit wat goddelik is verkeerd. En dit wat reg is evil. En dan raak hulle ook bly as hulle sommige Christene doodmaak, want ja, daai ou was 'n hater. Maar eintlik is dit hulle wat die haat uitspreek. En dit is so hartseer, want weet julle wat, ons hoef nie so te lewe nie. En mag die ons juis aanspoor om in meer liefde te wandel. En as ons 'n verskil wil maak en in die lewe om ons, moet ons die ware liefde van God beginne verstaan en 'n deel maak van ons lewe. Anders te gaan die leuns en wat hulle ook sê, they will have a form of godliness, but will deny the power of it. So hulle gaan maak of hulle hierdie goeie intensies het en hulle wil net almal help, maar eintlik is hulle besig om intentioneel dit wat evil is, goed te praat. En dit is wat Jesus eintlik probeer vir sy disippels leer. Dat jy sonder goddelike liefde sal jy nooit by ware vervulling of geluk kan uitkom nie. Want 'n selfgesentreerde, selfsugtige liefde dreineer mense. Maar 'n goddelike ware liefde maak jou vol en vervul jou hele wese. Kom ons lees 'n bietjie verder in Johannes 15 en ek wil nou vers 4 vir ons lees. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it remains in the vine. So neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, the same
brings forth much fruit, for without me you can do nothing. Julle, ons moet elke dag, Here, laat ek in u goddelike liefde intap, laat ek dit by u kry om in hierdie liefdelose wêreld te kan ingaan en nog steeds 'n verskil kan maak, laat ek nog steeds kan staan en in gehoorsaamheid kan wandel, want dis deur God se in gehoorsaamheid tot God se woord en om deur goddelike liefde te beweeg dat ons by ware geluk gaan uitkom. Dan sê Johannes 15 vers 8 vir ons, in this my Father is glorified, that you bear much fruit. So you shall be my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Continue in my love. If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. So hier sien ons, dat hoewel Jesus gekom het hy nog steeds, roep hy ons nog steeds in gehoorsaamheid, want hy verstaan hoe goddelike beginsels werk. So liefde en gehoorsaamheid gaan hand aan hand, en dit is hoekom ons in gehoorsaamheid wil wandel, en hoekom ons dan in gehoorsaamheid die blessing sal aktiveer, want ons is lief vir die Vader, en ons is lief vir Jesus, en dit is juist deur dit, wat ons dan by die seën uitkom, en by ware geluk. Nou ek het nou nog genoem van 1 Korintiërs 13, en ek wil net dit weer vir ons bietjie gaan lees, dat dit net weer bietjie insink. Julle, hier is soveel diepte, en ek gaan 'n hele stuk lees, ek gaan van vers 4 af beginne lees, en ek wil net hier met bietjie stil staan, en net bietjie luister, wat is liefde? Love endures long, and is patient and kind. Love is never envious, nor boils over with jealousy. It's not boastful or vainglory, does not display itself haughtily. Nou, ons is nou besig om in 'n Kersseisoen in te gaan. As jy nou byvoorbeeld dink, okay, ons gaan nou hierdie Kers ete en ons gaan nou weer by hierdie mense kuier, is jy dadelik besig om te dink, okay, wie gaan vir my kuiter en met wie gaan ek kan praat en wie gaan ek en gaan hulle my stories volg en my dit, of is jy al klaar besig om te dink, okay, wat kan ek vir die mense gee? Vir wie kan ek iets beteken? Nie noodwendig net kry nie. En julle, dit is deel van die liefde. Nie om vol van jouself te wees en heeltyd te post oor alles wat jy bereik het die jaar nie. Of jaloers te wees op dit wat ander mense bereik het nie. As ons net hierdie beginsels gaan snap, gaan ons soveel meer vreugde hê in ons Kersseisoen. Dan gaan hy aan en hy sê, it is not conceited, arrogant and inflated with pride. It is not rude and does not act unbecomingly. Love, God's love in us, does not insist on its own rights or its own way, for it is not self-seeking. It is not touchy or fretful or resentful. En ek wil net gou 'n bietjie hier stop, so en dit kom ons nou weer. Nou is ons by 'n Kersparty en nou is dit, nee, ons gaan dit nou so doen. Ons gaan nou hierdie ete doen. Ons gaan nou hierdie voorgereg doen. Nee, doen jy nie dit of doen jy nie dat, of is ons net van stel ons belang wat is ander mense se opinies? Luister ons wat ander mense sê. Neem ons ander mense in ag. Julle, as ons hierdie goed gaan begin prakties doen, gaan daar soveel meer vrede kom, want dan maak dit nie saak of hulle jou wy gaan of die ander een se wy gaan nie, want dit gaan net oor, ons wil net lekker tyd met mekaar spandeer, en dan beklei mens so oor ons sulke onnodige goed, wat nie eintlik enigsins vrede of geluk bring nie. Nou gaan ek aan en dit sê, it takes no account of the evil done to it. It pays no attention to the suffered wrong. Baie keer is daar sekere striwelinge en dinge wat gebeur het deur die jaar tussen boeties en sissies en ouers en kinders, en nou het ons 'n wrok. En
Nou kom ons weer terug na die offenses wat ons nou nog gelees het. En dan is dit weer 'n situasie, skus julle, dan is dit nou weer 'n situasie van daai ene dit gesê en daai ene dat gedoen en dan is ons nou weer kwaad vir hierdie persoon want hoekom het hulle my nie in ag geneem nie? En dan is dit baie keer wanneer mens ook beklei en onnodige striwelinge het. En dan gaan hy nog verder en hy sê, it does not rejoice in injustice and unrighteousness, but rejoices when right and truth prevail. Love bears up under anything and everything that comes. It's even ready to believe the best of every person. Its hopes are faithless under all circumstances, and it endures everything without weakening. Love never fails, never fade out, or become absolute, or become to an end. En julle, dit is goddelike liefde. Jy kan onmoontlik in hierdie liefde wandel, as jy dit nie doen, deur God en deur wanneer ons ingekoop is en ons is deur van die wynstok en ons stap ons liefde van die Here af nie. So is jy bereid om in totale gehoorsaamheid en ware liefde te wandel. Anderste gaan jy dalk die gemak van die wêreld en die geluk van die wêreld kies, maar nooit by ware geluk kan uitkom nie. En dit is hoekom dit so belangrik is om hierdie beginsels te snap. Want dit is dalk nie altyd maklik om jouself neer te lê nie. Dit is nie altyd maklik om die minder een te wees of te sê, weet jy wat? Ek hoor wat jy sê, ons doen dit jou manier. En ander mense die eer gee of ander mense opbou en vir ander mense liefde te gee. Wat dit ook nie altyd verdien nie, maar weet julle wat? Dis uit dit uit wat ons dan gesond word. 1 Timoteus 1 vers 5 sê, whereas the object and the purpose of our instructions and charge is love, which springs from a pure heart and a good, clear conscience in sincere faith. So nou gaan ons net weer 'n bietjie 'n breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor ware geluk kom nie noodwendig as alles net hankie-dorie gaan nie, maar soms, as jy ware geluk ontdek het, dan is jy gelukkig, al is jou omstandighede nie perfek nie. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle, ons praat vanoggend 'n bietjie oor ware geluk. En ek wil nou bietjie stil staan, voor ons 'n breek gevat het ek vir ons gelees in 1 Timoteus 1 vers 5, en dit het vir ons gesê ook dat ons ware liefde, ons moet 'n ware liefde wandel, en dit kom uit 'n pure heart and a good, clear conscience. En julle, daar is so 'n wonderlike beginsel wat die Here hier vir ons wil losbreek, maar ek weet nie van julle of julle nou al die laaste Chosen gekyk het nie, dis nou die series oor The Last Supper, en dis nogal baie amazing, net om weer half deel te wees van wat die disippels beleef het, net voor Jesus se kruisiging, en hulle het dit so mooi uitgebeeld, en hierdie stukkie wat ek nou gaan lees, kom eintlik uit dit uit, en dis in Johannes 16, vanaf vers 32 af, en ek wil net vir ons lees, en het sê, but take notice, the hour is coming, and it has arrived, when you will be despised and scattered, every man to his own home, leaving me alone. Yet I am not alone, because my Father is with me. I have told you these things, so that in me you may have perfect peace and confidence. En hier gee Jesus vir hulle ongelooflike belangrike beginsel. Julle gaan heeltemal, die mat gaan onder julle uitgeruk word, en alles wat jy gedink het, jy weet en jy verstaan, gaan weggevat word van jou af. Maar ek gee vir jou perfekte vrede en confidence.
In this world you have tribulations and trials and distresses and frustrations, but be of good cheer. Take courage, be confident, certain, undoubted, for I have overcome the world. I have deprived it from power to harm you and have conquered it for you. So Jesus is besig om sy disippels voor te berei en hulle het verseker nie perfekte omstandighede gehad nie. En dit was onwankelend want alles wat hulle verstaan het en gedink het in die hele mispersepsie wat hulle gehad het oor die goddelike koninkryk wat aarde toe gaan kom, was van hulle al weggeruk. Maar hierso probeer Jesus nog steeds vir hulle vastigheid gee, vrede en te verstaan wat dit beteken om in vertroue te wandel ten spyte van vrees, ten spyte van onsekerhede. So ware geluk en vrede kom nie as dit noodwendig net alles hankie-dorie om jou is nie. Dit kom ten spyte van die goeie of die slegte omstandighede wat ons het. Want dit is 'n innerlike keuse wat jy vasmaak in jou hart. Jy staan ten spyte van die swaar tye, omdat jy ontdek het wie God en wie Jesus vir jou is. Ons het oorwinning oor elke omstandighede wat ons moet deurmaak, omdat ons dit nie meer uit onsself uitdoen nie, maar ons doen dit nou deur God se krag en deur sy gees. Daarom is dit so belangrik om in hom te bly. Jy hardloop nie net weg vir die eerste teëstand wat jy beleef nie. En dit is hoekom baie Christene sukkel om te staan. Want hulle is nog nie vas in hulle hart in wie se krag doen hulle dit nie. Hulle besef nog nie wat se krag die Here vir ons gee om deur hierdie goed te werk nie. En wat ook al jy deurgaan, gaan hy vir jou alles gee wat jy nodig het om te staan. Ons word ook verlei deur valse geluk en valse beloftes wat die vyand in die wêreld vir ons wil gee. En dan word ons offended met die Here, omdat ons deur moeilike omstandighede gaan. Want ons het hierdie mispersepsie dat ons altyd net geluk moet ervaar. Hoewel, omdat ons nie regtig nog die hele konsep van wat ware geluk is, verstaan nie. So die vyand wil ons oortuig dat dit net lekker moet gaan en dat in dit jou geluk lê. En dan word ons sag. Maar dan gaan lees net 'n bietjie in 2 Petrus 2 oor die eindtye. En dan besef ons net weer eens dat ware geluk nie noodwendig net lekker tye is nie, want dit kom en dit gaan. En die vyand wil valse geluk en vryheid aan ons verkoop. Maar dit is juis 'n stryk om jou gevange te hou en te keer dat jy by ware oorwinning uitkom. So 2 Petrus 2 vers 19 sê dit vir ons. They promise them liberty when they themselves are the slaves of depravity and defilement. For by whatever anyone is made inferior or worse or is overcome, to that person or thing he is enslaved. Ons is verslaaf aangemaak en sal enige iets doen net om pyn te vermy. Maar goeie pyn van dissipline om nee te sê vir die vlees, maak jou eintlik waarlik vry. In die begin lyk dit onskuldig en ek praat nou van sondetjies en hierdie lekker dinge en dit lyk lekker en as jy jou weer kyk, is jy vasgevang en druk dit die lewe uit jou uit. Dit kan wees dat dit kos is, dit kan besittings wees, dit kan partytjies wees, dit kan drank wees, roem, affairs, al hierdie dinge is altyd lekker in die begin, maar totdat jou beginne iets kos. En dit is wat die Here eintlik vir ons wil sê. Die Here wil hê ons moet in 'n vrye, ware geluk en in ware vrede wandel. Maar die wêreld en die vyand wil vir ons die hele tyd
valse geluk verkoop. Ag nee my pel, kom vat net nog 'n drankie of kom vat net nog 'n trekkie. Dan gaan jy lekker voel. Jy weet hulle verkoop dit mos nou so aan jou. Maar voor jy jouself kan kry, is jy vasgevang. En dan soek ons die hele tyd valse, vinnige quick fixes wat ons net al leer laat voel en verder wegvat van wie jy oorspronklik gemaak is om te wees en om in verhouding met God die Vader te wandel. Ons gaan net gou-gou weer 'n preek vat en dan gaan ek 'n bietjie verder praat oor hierdie beginsel. Welkom terug julle, ons praat 'n bietjie nou oor ware geluk. En ek wil nou bietjie stil staan op die derde beginsel wat ek met julle wil oor praat. En hierdie is verskriklik belangrik dat ons dit net weer vasmaak in ons lewe. Soos ek sê, ons gaan nou in 'n seisoen in waar ons weer dit vier waar Jesus gebore is. En hoewel ons weet dis nie noodwendig dat Jesus in Desember gebore is nie, is dit ook so goed net om dit te fokus en te sê, maar weet ek regtig wat Jesus vir my kom doen het? So die derde beginsel wat ons moet na kyk is eintlik vanselfsprekend, maar tog mis soveel mense dit. En dit is, hou op om intentionele sonde te doen. Julle partymal het ons so gemaklik geword en is die sonde nou al so verbloem dat ons partymal nie eers besef ons het eintlik meer sonde in ons lewe nie. Want ons conscience is shit, soos die Bybel sê. Dit is partymal of mens so gemaklik geword het om 'n lou Christen te wees, dat ons dit partymal mis. So eenvoudig soos dit, maar soveel mense probeer hulle sondetjie justify. En hulle sê, ek is maar net mens. Of hulle sal so ietsie sê van, elke mens moet maar sy plesiertjie hê, en ons moet 'n gebalanseerde lewe lei. Of hulle sal sê, wil die Here dan nie hê ek moet gelukkig wees nie? En vir sonde wil ons dit probeer justify. Maar sonde is sonde. Dit maak nie saak hoe jy dit probeer regverdig nie, en wat ook al dit is wat ons probeer om dit weg te steek nie. Dit sal altyd meer vra as wat jy bereid is om te betaal. En dit sal jou langer hou as wat jy bereid is om te bly. En dit sal jou dieper vat as wat jy bereid is om te gaan. So, dit is valse geluk. En dit sal altyd lei na die dood. Daar is niks in die lewe wat jou ware geluk so sal steel, soos wanneer jy in intentionele sonde wandel. So kom ons definieer, wat is sonde? En Jakobus 4 vers 17 stel dit vir ons baie duidelik, en hy sê, so any person who knows what is right to do, but does not do it, for him it is sin. En in die ou tyd het hulle gepraat van amartia, en dit is soos 'n boogskieter, en dan het hy gemik, en as hy hom gemis het, dan het hulle geskree amartia, wat beteken missing the mark. So is jy die heeltyd besig om die merk te mis. Want dit is dan 'n rede hoekom die lewe uit jou uitgetap word, hoekom jy die heeltyd so oorweldig voel, want jy dalk 'n swaar gewete wat jy die heeltyd moet saamdra. So sonde sal altyd lei na die dood. Dood van jou gees, jou siel en jou liggaam. Dood van jou drome en letterlik jou lewe. So Romeine 6 vanaf vers 22 sê vir ons, but now since you have been free of set free
from sin and have become the slaves of God. Nou, die hele ding is, mense die hele tyd hierdie mentaliteit, ek's nou Christen, ek's nou vry, ek is vry, maar eintlik, we are slaves to God. En nie in 'n verkeerde sens van, ek het nou nie meer keuses nie, ek mag nou niks meer lekker doen nie, want eintlik is dit juis wanneer jy goddelike goed beginne doen, is dit vir jou lekker. So dis 'n lekker slavery, as ek dit nou so kan stel. En dan sê hy, you have your present reward in holiness, and it ends in eternal life. En dan verduidelik hy vir ons, hoekom die Here spesifiek, soos ons nou nog gelees het in Deuteronomium, wat hy vir julle gesê het, luister, lewe en dood is nou voor julle, maar ek smeek julle, kies die lewe. So die Here het vir ons duidelik gewys, as jy my gaan volg, dan gaan hierdie seëninge volg. Wanneer jy teen my draai, maak jy letterlik die deure self oop, laat die duiwel kom steel, slag en verwoes. Want hy sê, for the wages which sin pays is death. But the bountiful free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Soveel mense dink, Jesus het vir my sonde kom sterwe, so nou is ek vry net om te doen wat ek wil. Maar ons behoort nie meer aan onsself nie. En die vraag wat ons moet vra is ek 'n geestelike Christen of is ek 'n vleeslike Christen? Dit gaan direk bepaal of jy by ware geluk gaan uitkom of nie. Maar as jy jou vlees se leiding gaan volg, dan gaan jy konstant ongelukkig, ontevrede en frustreerd wees. Jy doen dit letterlik aan jouself. En soos ons al reeds gesê het, die eerste beginsel is natuurlik om gehoorsaamheid te wandel. En hier wil ek net weer vir ons in Galasiërs 5 vanaf vers 13 lees. For you, brethren, were indeed called to freedom, only do not let your freedom be an incentive for your flesh and the opportunity for excuse for selfishness. But through love you should serve one another. En hier kom my weer terug na die liefde. En julle partymal is dit so ver, dis of mense nie eers meer daai, dit kan half perceive om jou lewe neer te lê vir iemand anders te nie, want dit gaan alles net oor my gemaak en wat vir my lekker is, en die Here wil ons weer terugroep na ware liefde toe. So ons is verseker nie vry, net om te doen wat ook al ons wil doen nie, en probeer justify dit wat vir jou lekker is nie, want ons moet verstaan, dat ons nie lewe nie meer vir onsself nie, en ja, die Here het ons vergewe, maar ons moet ook die vrug nou dra van ons bekering. Want dit beteken bekering, en ek wil nou 'n bietjie vir ons lees oor ware repentance, so regte bekering beteken, dat jy juist dit, wat jy in die verlede gedoen het, afsny. Jy word letterlik 'n totale ander nuwe mens, en dis hoekom dit so belangrik is, om in die woord te bly. Nie omdat dit 'n ding is wat jy moet doen, ek moet nou my Bybel lees nie. Jy wil die Bybel lees, want jy wil nou agterkom, maar wie is ek veronderstel om te wees? En dit sê vir ons in Matteus 3 vers 8. Bring forth fruit that is consistent with repentance. Let your lives prove your change of heart. So ons moet 'n lewe lei van bekering of repentance. So jy moet daagliks jou lewe neerlê. En dan moet jy die heeltyd sê, Here, maar vorm my, laat ek sal word wie U wil hê ek moet wees. Anderste gaan jy altyd dood, leeg en op soeke wees na ware geluk en dit nie vind nie. Romeine 6 vers 1, vanaf vers 1 af stel dit vir ons so mooi. So hy sê, what shall we say to all this? Are we to remain in sin in order that God's grace may multiply and overflow? Certainly not. How can we who died to sin live in it anymore? So ons is nou dood vir die sonde.
Ons moenie meer wil sonde doen nie. As sonde nog vir jou aantreklik is, en is nog vir jou lekker, en jy wil dit nog intentioneel doen, dan sê dit eintlik vir jou, dat jy nog nie in inkeer gekom het nie. Want ware bekering beteken, jy is nou dood vir die sonde. En in vers 4 is Romeine 6 vers 4 sê dit, we were buried therefore with him, by the baptism into death, so that just as Christ has raised from the dead by the glorious power of the Father, so we too might habitually live and behave in newness of life. So wil jy graag saam met die nuwe lewe lewe en saam met Jesus lewe, wandel dan in gehoorsaamheid. Lê jou lewe neer, jou trots en al jou oulike idees en jou oulike plannetjies en kom totaal en al weer terug na die Here toe en sê, Here, in hierdie nuwe, vir die einde van die jaar, ek wil omkeer, ek wil regmaak, ek wil seker maak, my lewe is reg met U. En dan wil ek verder lees in Romeine 6 en dis van vers 11 af. Even so, consider yourself also dead to sin, and your relation to it broken, but alive to God, living in unbroken fellowship with Him. In Christ Jesus, let not sin therefore rule as king in your mortal bodies, to make you yield to its cravings and its subject to its lust and evil passions. Jy moet elke liewe deel van jou lewe oorgee vir die Here. Jy kan nie meer hier so half Christen wees nie, ook en nou party ons weer. En jy so gesyp, jy weet nie of 'n dag of nag is nie. Dit is nie wat die Here vir ons geroep het om te wees nie. Ons moet ligdraers wees. Ons moet lewe, ons moet intentioneel teenwoordig wees. Die tyd saam geniet, die tyd saam uitkoop, dankbaarheid en vreugde en vrede, en dit is hoe ons by ware geluk gaan uitkom. Al hierdie leegleery, en die Here het 'n groot storie ook met idleness, né? Dit is nou 'n hele beginsel vir 'n ander dag, maar die groot ding wat ek by wil uitkom is om nie net hierdie tyd, waar ons in hierdie seisoen is, net leeg te lê en net te wil niks doen nie. Doen iets produktief. Kom by dinge uit wat jou produktief voorberei vir volgende jaar. En dan wil ek net vir ons 'n bietjie lees in Romeine 12, en ek wil Romeine 12 vers 1 en 2 vir ons lees, voordat ons net weer so vinnige breek gaan vat. I appeal to you therefore, brethren, and beg of you in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable service and spiritual worship. Do not be conformed to this world and this age, fashioned after and adapt to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewing of your mind, by its new ideas and its new attitudes, so that you may prove for yourself what is good and acceptable and perfect will of God, even the things which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Ons kan nie God se genade cheap maak nie. So laat die Heilige Gees toe om jou vandag te oortuig. Wat is daar in jou lewe wat jy nog nie oorgegee het vir die Here nie? Ons het elke een die Heilige Gees nodig om ons te oortuig van die waarheid. En ek bid dat die Here vanoggend sal kom in sy Gees en met jou gewete sal praat. En vir jou sal sê, wat is daar wat jy hierdie jaar, wat het veroorsaak dat jy miskien wegbeweeg het van die Here af? Miskien het daar iets gebeur, miskien het jy iets verloor en jy neem die Here kwaadlik. Miskien was daar teleurstelling in jou lewe, of jy het 'n liefdesteleurstelling, of iemand het dood gegaan, of jy het siek geword. Daar dalk iets gebeur wat buite jou beheer is. En nou is ons kwaad vir die Here, want Here, U het gesê, U gee vir my die en die en die, en ek voel nou glad nie gebless nie, en ek voel glad nie of ek die ware geluk ervaar in my lewe nie. Maar weet julle wat, dit is hier waar ons moet ontdek.
dat die vyand partymal kom steel, slag en verwoes. En dan wil ons partymal die verkeerde mens blameer vir dinge wat gebeur in ons lewe. En dit is hoekom dit so belangrik is om in intentionele heiligmaking te wandel. Julle, ons kan nie half dit, en dan soek ons plesiertjies daar buite. Ons soek die heeltyd, ons het een voet in die wêreld, maar een voet ook hierso in die kerk, en dan weet jy nie eintlik wat jy waar moet wees nie, en ons is chameleons, en dan dink ons, en ons weet ons doen dit. Dis nie dat dit net, ek het nie geweet, dis verkeerd nie, ons weet, want ons het die Heilige Gees wat ons oortuig, en nou gebeur daar goed in ons lewe, want ons oop deure gelos het, en nou is ons kwaad vir die Here. Julle, ons moet in lewe van repentance wandel en die hele tyd sê, Here, waar is dit in my lewe waar ek moet terugdraai? En die Here wag vir jou, en die Here is lief vir jou. Mag hy vandag deur sy Gees met jou praat, om jou terug te trek en te sê, my dogter, my seun, ek is nog steeds lief vir jou, nes jy is. Kom nes jy is, maar kom, en gee jou totaal en al oor, en kom terug na my toe, want net by my gaan jy werklik rus, en vrede en vreugde ervaar. Ons gaan so vinnige preek vat, en dan gaan ek net so 'n paar basiese lewensbeginsels met julle deel vir hierdie Kersseisoen. Julle, ons praat nou 'n bietjie oor ware geluk. En ek wil net sulke basiese beginseltjies met jou deel, wat jy net in gedagte moet hou in hierdie Kersseisoen. Die eerste ene is, om werklik gelukkig te wees. Beteken nie noodwendig, alles gaan, jy gaan alles skryf wat jou hart begeer nie, die geskenk, en die mense gaan almal vriendelik wees, en alles gaan net mooi uitwerk, en die kos wat jy voorberei gaan dalk nie brand nie, en wat ook al. Jy kry ware geluk wanneer jy dankbaar is vir dit wat jy wel het, en dit te geniet elke liewe oomblik van jou lewe. So ware geluk word ook oopgesluit wanneer jy in intentionele dankbaarheid wandel. En dis ook wat vir my so mooi is, die Amerikaners praat van Thanksgiving, mos voor Kersfees. En eintlik as ons Kersfees vier, dan is dit soos vir ons Thanksgiving, want ons sal dan intentioneel dankie sê vir die mense wat om ons is. En ek weet baie ander mense doen dit, en dit is eintlik wat die fokus moet wees, is dankbaarheid. En as mens op daai goed gaan beginne fokus, dan gaan mens agterkom, jog, die mooi wat ek wel het, daar is mooi ten spyte van die seer, daar was dalk las, maar daar was ook, ons het iets weer bygekry, en dit gaan alles ook oor ons instelling. Die tweede beginsel is, jy moet leer om te laat gaan, of to let go. Hoe minder jy gaan omgee wat ander van jou sê, en hoe ander oor jou praat, hoe gelukkiger gaan jy wees. Mense wat die ware geluk in hulle lewe het nie, sal altyd jaloers wees op ander mense wat ware geluk het. So as jy in omstandighede is, en jylle is by mekaar, en daar is mense wat afgunstig is, of lelik is, of selfgesentreerd is, en so, let it go, en moet nie dat dit jou vreugde en jou vrede steel nie. Ons kan letterlik kies wat ons toelaat in ons hart of nie. En dan kom ek by nommer 3 uit, en dit is 'n hele beginsel wat ek eintlik volgende week oor gaan praat, en dit is, verandering is konstant. Jy moet leer om aanpasbaar te wees, en dinge minder gekompliseerd te maak. Mense verander, verhoudings kom en gaan. Jy moet leer om jou aanvaarding en jou geluk net by God te kry. Nie in verhoudings en wêreldse goed nie. Een of ander tyd gaan mense weg of hulle gaan dood. Vind jou vreugde by God en leer om alleen oukei te wees by hom. En hoewel mense om mens nodig het, en dis wonderlik as mense in 'n gesonde gemeenskap kan wandel, en dit het ook baie genesing in mense gees, siel en liggaam, en dit is eintlik wat God se hart is dat ons in eenheid saam sal wandel, moet ons ook besef, alles verander altyd.
En ons kan ook nie ons geluk op dit baseer nie. As ek net kyk die laaste tyd, elke liewe jaar lyk anders. Want ek praat nou nydag met my man ook en ek sê, mens besef nie hoe vinnig die lewe verbygaan nie. Jy neem net aan, dit sal altyd so wees. Want dan, julle het miskien tradisies. April gaan ons voorbeeld Uhlanga toe. En dis altyd Uhlanga vakansies en die kinders is op die strand en dis die ervaring wat ons het. En dan is daar, ons gaan wegbreek en dan gaan ons met Kaaps toe, of wat ook al, en jy het soveel herinneringe van, Desember het so gelyk, ons het Kersfees saam gedoen as gesinne, en nou ewe skielik word jou boeties en sissies se kinders ook groter, hulle is nie meer klein nie, elkeen begin in sy eie rigting te beweeg, die hele familiedynamika begin te verander, en dan is dit of mens begin half spyt, en half begin ook kan mense laat skuldig voel van, nou wil julle nie meer by ons wees nie, of nou wil dit nou nie meer werk nie, en jou kinders trou, en jou kinders word groter, en hulle wil by hulle skoonfamilies begin 'n Kersfees hou, en dan is dit eweslik van, ons doen dit nog altyd so, nou is daar nou verandering, en dis een ding wat ons moet leer, is ons moet die heeltyd aanpasbaar wees, en ook by die Here ingekoop wees, en sê, Here, in watse seisoen is ek nou? So volgende week gaan ons 'n bietjie oor daai ene praat. Die 4de beginsel wat ek wil noem is, as jy positief kan bly in negatiewe omstandighede, kan jy enige iets oorwin. En onthou dit as jy in 'n konfliksituasie is, soos byvoorbeeld, die skoonsis wou nou hierdie pudding gemaak het, en daai skoonsis sê, nee, ons moet hierdie koek maak, en die boetie sê, nee, maar ek eet nie eie nie, en elkeen het sy opinie, en hierdie ene het nou, daai ene se kind, het hierdie ene se kind, so speelgoed gesteel, jene, ons het baie groot families, en daar was, met tye, het mense drama's gehad, en weet julle wat, en as mens terugkyk, dan is dit eintlik, mens lag daaroor, en is eintlik nou lekker herinnering, en mens sal nou wat wil gee om daar weer by mekaar te wees, en dit is wat jy moet onthou, as jy nou in omstandighede is, en daar is miskien 'n konfliksituasie, sê vir jouself, volgende jaar, kan ons dit dalk nie meer hê nie, so wees nou dankbaar teenoor mekaar, wees nou liefdevol teenoor mekaar, en sê dit vir mekaar. Die 5de beginsel is, leer jouself om nie alles persoonlik op te neem nie. Mense noem dit natuurlik emosionele volwassenheid. So vat verantwoordelikheid vir jou eie emosies. Vrede kom wanneer jy kies dat ander mense nie meer beheer het oor jou emosies nie. Maar jy reguleer nou hoe jy gaan voel oor jou emosies. So ja, daar gaan miskien konflik kom. Ja, mense gaan geïrriteerd wees. Ja, mense gaan moeg wees. En veral as mens weggaan en julle is voorbeeld 10 mense vir 'n week in hierdie huisie en dit kan partymal bietjie crowded begin raak. Maar kies elke oggend om die asem in te asem. Elke oomblik ten volle te lewe. Te vergewe, aan te beweeg en te kies hoe jou gesindheid gaan wees. Dan nommer 6. Unfinished doesn't mean unsuccessful. Dit beteken net dat die Here nog besig is om jou te vorm in dit wat hy vir jou instoor het. Jy hoef nie nou al alles uitgefigure te hê nie. Want baie keer as mense so by mekaar kom, dan voel dit amper soos 'n report card, dan voel dit of almal moet perform, en hierdie ene moet vergelyk nou, wat het met hierdie ene gebeur, en wat het jy bereik hierdie jaar, en wat het jou kinders prestasies, en bla bla bla, en dit is vir my partymal so interessant, hoe sekere mense letterlik deur hulle kinders lewe, en my kind het dit, en my kind is nou hoofseun, en my kind was nou die beste leerling, en dit, en dis of hulle hierdie prestasies, en mag ons nie noodwendig op dit fokus, as ons by mekaar kom nie. Maar laat ons net mekaar celebrate vir wie ons is. En baie keer voel mens partymal veral so aan die einde van die jaar, dit het nie uitgewerk nie, en dit het nie uitgewerk nie, en mens voel soos 'n mislukking, en jy voel, die droom, ek het my drome verloor, maar onthou, net oor 'n maand, dan staan weer 'n nuwe begin. Elke keer het ons 'n nuwe jaar, en mag ons dan dit wat ons
hierdie jaar met ons gebeur het, kan saamvat en daai het leer en agterkom, kyk maar dit het nie gewerk nie, want ek het daar my eie ding probeer doen. Dit het nie gewerk nie, want ek was daar in people pleasing. Dit het nie gewerk nie, want ek was miskien te hard op mense, en mag ons self-aware raak en sê, okay, die Here is nog besig om my te vorm en te maak. En dan wil ek iets so laaste dingetjie vir julle lees, wat vir my verskriklik oulik was, wat ek gelees het, en dis nou in Engels, maar dit was vir my so amazing toe ek die nou lees. So hulle sê, en ek moet dit nou in Engels lees, want anders gaan hierdie akroniem of hierdie letters nie lekker uitwerk nie. Hulle sê, hate and love are both 4 letters. Enemy and friend are both 7 letters. Lying and truth are both 5 letters. Sad and joy is both 3 letters. Negativity and positivity are both 10 letters. There are 2 sides. Which one are you choosing? En mag jy in hierdie Kersseisoen intentioneel daarop fokus om positief te wees, om die vreugde te bring, om die eenheid te bring, om die waarheid te bring, liefde te bring en ware vriendskappe te bou. Ons gaan so laaste breek vat en dan gaan ons net 'n bietjie weer deurgaan alles wat ons vandag gepraat het en net so laaste gedagte oor dit, wat is ware geluk? Julle, ons is nou amper so aan die einde van ons programmetjie en ek wil net gou die laaste paar punte met julle deurgaan oor wat het ons gepraat, oor wat is ware geluk. So eerstens, ware geluk is 'n gawe van God, wat jy net kan aktiveer as jy in sy goddelike beginsels wandel. Nommer 2. Die eerste beginsel is om ware geluk te aktiveer, is juis wanneer jy 'n leefstyl lewe in lyn met God se woord en sy waarheid. Nommer 2. Ware geluk kom wanneer jy in sy liefde beginne wandel. Nommer 4 is, ware liefde is as jy in gehoorsaamheid wandel, soos hierdie 2 kos hand aan hand. Nommer 5. Ware geluk en vrede kom nie as daar geen probleme is nie. Dit kom ten spyte van dit, of jy in goeie omstandighede is of nie, want dis 'n innerlike keuse wat jy vasgemaak het in jou hart, om op God te vertrou, maak nie saak wat om my verkeerd is nie. Nommer 6. Die vyand wil vir jou valse geluk en vryheid verkoop. Maar dit is juis 'n stryk om jou gevange te hou en te keer om by ware oorwinning uit te kom. Nommer 7. Hou op om intentionele sonde te doen in jou lewe. Dit sal altyd lei na die dood en vernietiging. Nommer 8. Soveel mense dink Jesus het vir my sonde gesterwe en nou is ek vry om net te doen wat ek wil. Maar ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons behoort nou aan hom. Nommer 9. Ons moet ook die vrug dra van ware bekering. En nommer 10. So jy wil graag saam met die nuwe lewe in Christus lewe. Wandel dan in gehoorsaamheid. Lê jou lewe neer, jou trots en jou idees. So in die seisoen waar ons Jesus vier, mag ons net weer onthou wat hy vir ons gedoen het en wat dit vir ons beteken. Ons is nie vry om net te doen wat ons wil nie en ons eie plannetjies te volg nie. Ons moet 'n gehoorsaamheid met God lewe en in sy woord. Dit is ons vastigheid en in dit sal ons ware geluk kry. Niks in die lewe kan jou ware, blywende vreugde gee, soos goddelike oorwinning en krag vir jou kan gee nie. So draai vandag weer terug na God toe met alles in jou hart.
Los die sondige leefwêreld en sny die vyand uit, sodat hy nie meer verder kan steel, slag en verwoes in jou lewe nie. Ek wil net gou-gou vir ons, kom ons bid sommer net saam, en mag ons net vandag weer ingaan en sê, Here, mag ek gees en liggaam ingekoop wees om ware blywende geluk te soek by U en alleenlik by U. Kom ons maak dit ons oë toe. Heilige Gees, ek bring elke luisteraar vanoggend na U toe. Here, waar dalk iemand is wat alleen voel, iemand is wat oorweldig voel, moedeloos voel, wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan. Iemand wat dalk ook voel hulle het hulle rug teen U gedraai en dat hulle seer gekry het. Here, ek bid dat U deur die Gees sal kom en met hulle sal praat. Vir hulle sal wys en ook insig gee hoe U koninkryk werk en wat die waarheid is. Here, ek bid ook as daar mense is wat weer tot bekering wil kom vanoggend en sê, Here, ek wil weer my lewe omkeer. Here, ek weet ek het weggedwaal. Here, ek is so jammer en ek voel so sleg en ek voel ek het nie die reg om na U toe te gaan nie. Laat ons net weer besef vanoggend, Here, dat U vir ons vryheid wil gee, dat U lief is vir ons en dat ons nie moet weghardloop nie, maar juis na U toe moet wandel, na U toe moet draai. Here, ek bid ook dat U elke gebroke hart sal aanraak. Here, dat U sal kom vreugde gee wat daar hartseer is. Here, waar mense is wat dalk alleen en in depressie sit. Vader, ons kom teen daai gees van swaarmoedigheid en ons bid vir die gees van vrede en vreugde om hulle harte te vul. Ek bid dit in die naam van Jesus. Julle, ek wil net vanoggend afsluit en sê, ek hoop regtig dat jy in hierdie seisoen nader aan die Here sal beweeg, en dat ons nie net sal gefokus wees op wêreldse geluk en nou moet ons dit doen en daai doen nie, maar laat ons regtig intentioneel gaan soek na goddelike blywende geluk en ook dit vir ons kinders te leer. So luister gerus weer volgende week, waar ons dan gaan praat oor alles wat altyd verander en ons moet aanpasbaar wees en hoe belangrik is dit om hierdie beginsel vas te maak in ons lewe. Anders dan gaan ons die hele tyd ook frustreerd voel, want ons wil alles beheer om ons, maar as daar een ding is, as ons kan leer om flexible te wees, dan gaan die lewe ook soveel makliker wees. So mag julle 'n wonderlike oggend verder hê, luister lekker saam na 'n paar liedjies, en ek praat weer volgende week met jou, hierso op Hartklank tussen Koffie en Genade van 9 tot 11, elke woensdagoggend. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê. Bye!